Nou is dit tyd om nog bietjie musikaal te verkeer en dis lekker om die groep Nikotien vir die eerste keer hier saam met ons op die geel bank te hê. Ek hoop net al die nikotien is daarom nie aangesteek nie. François Barre, jou pakkie daar in jou sak. Kies tog hoor. Ek moet jou keer op keer waarsku. En dit is die naam van die nuwe liedjie wat hulle nou uitgebring het. Baie welkom julle twee, Johanko en Marjorie. En julle kom van die beste universiteit van die land af. Ag, so. Ja, nee. Dit is goeie mense hierso. Hoor François. Man, hulle sê tiks of niks, so wat moet ek nou vir julle sê? Nee, jy moet maar niks sê. Maar jy het niks gekies. Luister, ek wil eerstens weet, waarom het julle besluit op die naam Nikotien? So ons het 'n geselskap gehad rondom bandname en daai tipe van dinge en ons het niks regtig gekry wat gestiek het nie. Iets wat eie aan ons was en iets wat ons het gedog ons moet ietsie kry wat regtig nog by die mense gaan bly en toe dog ons wat gaan meer verslawend wees as nikotien. So dis toe ons nou op die naam ons het eintlik daar rondom gespot en het vir 'n paar pelle genoem en toe hulle dit nou nogal geniet. So dis hoe dit albei. Wel, dit stiek nogals. Julle is in die kol hoor. Ja, dis soos 'n patch. Hy stiek soos 'n nikotien patch. Regtig. Hoor Janko, jy het 'n verskriklike interessante naam. Waar kom dit vandaan? Is dit 'n kombinasienaam? Ja, so my pa, se pa, my oupa, hy was Johan geweest en my voornaam is Cornelius. So hulle daai tweeetjies daar so bymekaar gesit. So dis dan nou Johan met Cornelius wat so bygevoeg is. Dis baie interessant. Okay, nou julle het saam gestudeer, lyk dit vir my. Liefde vir musiek van kleins af. Vertel vir ons iets so 'n bietjie vinnig van julle self. Marjorie, miskien met jou begin. Jy het nog nie 'n woord gesê nie. Ekskuus. Ek van kleins af van musiek, baie lief vir musiek gewees. Al vandat ek kon klavier begin speel, gesing, al daai tipe van dinge. En toe ons op universiteit kom, het ons nou nie musiek gaan swat nie, maar dit was juist hoe ons almal nou by mekaar uitgekom het. Is ons elkeen het ons rigting geswat, maar ons wou nog steeds daai uitlaatklep hê van musiek. En so toe ons mekaar nou vind, toe besef ons okay, ons kan nog 'n bietjie musiek maak hierso ook. So ja, definitief nog van altyd af. Dis positief. Musiek. En julle het albei van jongs af musiek gespeel. Johanko gitaar vandat jy 5 is en Marjorie klassieke klavier agtergrond. Hoe belangrik dink julle is dit vir kinders om blootgestel te word aan musiek? Sal julle dit eendag aan julle eie kinders ook blootstel? Verseker. Ek dink dit ontwikkel jou kreatiwiteit op 'n baie spesiale manier. Dit help jou om vry te kan wees terwyl jy nog agtergrondkennis opbou en regtig vaardighede wat ek dink reg deur die lewe kan bou. So ek dink dit is ongelooflik belangrik vir jou om musiek te doen as kind. Ons het nou gehoor Wenzel het nou die groot vraag gevra. Ja. Hy het nou hier op die geel bank gesê en die groot vraag gevra. En daar is die Engelse woord is chemistry wat so in 'n groep plaasvind, nê? Nee? Partykeer nou nie heeltemal in 'n groep nie, so tussen twee mense hoop ons. Verseker. En daar is so 'n bietjie chemistry hierso wat plaasvind. Is dit die waarheid of is dit nie? Ja, dis die waarheid. Kyk hy glimlag. Kyk hy Die eerste keer wat die chemie plaasgevind het nie. Die vonke spat maar lankal. So julle het op universiteit ontmoet. Yes, dit is die waarheid. En toe 'n paartjie geraak. Ja, so ons is nou so 'n bietjie meer as 3 jaar al saam. Ja. En dit was ons was saam gewees voordat ons die band begin het en ek dink dit is 'n groot voorreg vir ons om dit saam te kon gedoen het en saam hierdie paadjie so te stap. Nou wat gebeur met jy weet mense hoor so baie van bands en groepe wat saam 'n ding doen en dan is daar meer as net musiek groeperings wat plaasvind, daar is so 'n bietjie ekstra en dan werk dinge dalk nie altyd uit nie. Wat gebeur dan met die musiek? Het julle al daaroor gesels of is julle baie seker dat hoor hierdie chemistry en die musiek is 'n ding wat julle saam wil doen vir altyd? Ek bedoel, ons is baie seker, maar as nie, weet jy veel al gehoor het van Fleetwood Mac nie, maar hulle het die beste musiek gemaak toe hulle opbreek. So, Ja, even ABBA. Nee, Ja, wat is al 'n bekende liedjie wat hulle geskryf het toe hulle geskei het? The Winner Takes It All. Ja, dis 'n seker. egskeidingslied, Frans. Hi my mens. Dis vreeslik. Die slegste ding is ons kan net beter musiek maak. So. Ja. So, maar dis nou interessant, die ander 3 wat er nou bygekom het, Ethan het al 'n paar keer saam met julle opgetree en toe kom Hendrik by met die basgitaar en Heinrich met die tromme. En julle was al 3 in dieselfde koshuis. Ja, so ons het almal ontmoet by Heimat. Dit was ons is in 'n dorpskoshuis daar op die Pik gewees en so het ons mekaar ontmoet deur vriende van vriende en ons het sommer so saam gesels en Hendrik het ons bygekry by Battle of the Bands en Hendrik het ons ontmoet by 'n eerstejaarskonsert waar ek en Ethan bietjie afgerig het. So het ons almal so by mekaar gekom. Ja. Hoorie, maar julle sê nou julle het nie musiek studeer nie, so wat het julle studeer? So ek het BCom ekonomie met risikobestuur gestudeer. Ek het laas jaar daarmee klaar gemaak. Ja, en ek het my honeurs gedoen in Engels letterkunde. Ja, So you are very English. fancy. Oh my dear. Shall we do the rest of the English?
I'm not ready for this. No man, no thank you. My Engelse aksent is nog steeds baie Afrikaans. Is dit? Ag, ek is baie dankbaar oor. Fantasties. Mens kry net nie die boer uit haar uit nie. Maar julle het ook saam met die ander bandmembers ook 'n klomp grade en selfs meestersgrade agter die rug. Dit klink omtrent soos Queen. Ja. Nee? Ja, so Hendrik het sy meestersgraad nou verwerp. Hy gaan nou begin met sy PhD in 2026. Marjorie is tans besig met haar meestersgraad. Hendrik swat LLB en Ethan gaan nou hierdie jaar klaar maak met sy IT graad. So hulle het definitief tyd gekry vir studentelewe en swat. Ek sê vir jou. Goeie Hulle jok balans, vir jou, so julle. hulle sê jy kan nie albei doen nie. Ja, mooi. Dit is op die pik waar die Alabama studentegeselskap was vroeër jaar. Ja, dit was. Ek wou daar studeer het en toe sê hulle vir my as jy Alabama sing, moet jy of sing of swat, maar jy kan nie albei doen. Gewoonlik raak dit met histories 3de, 4de, 5de jaar. Ja. Ja. Wel, ek het nogal gesien hoe dit Is dit? Kon jy dit eerstehands beleef? Maar ek moet sê die mense het nog steeds deurgekom. My vriendin Ja. wat Alabama gedoen het op einde beter gedoen as ek. Na Alabama. Die gaan ons keer op keer. Kom ons kom 'n bietjie by die liedjie uit. Ja. Waaroor gaan dit? So ja, dit is eintlik een van ons eerste liedjies wat ons geskryf het. Johanko het een aand gesit en hy moes 'n wiskunde vraestel skryf. Dis hy Keer op keer kom ek nie deur nie. Ja, so en trek ek van daai toe, in plaas geval. van leer, toe begin hy die liedjie skryf. En ja, basies dit gaan net oor soos die twee perspektiewe van liefde. Eintlik maar net soos van ander mense se ervarings, van verlede ervarings wat ons net soos die nie so mooi kant van liefde nie en hoe daar's altyd verskillende kante tot liefde. Ja, jy kan bylas. Ja, so ons is 'n alternatiewe groep van aard in terme van musiekgenre. So ek dink is nogal heel gepas dat ons probeer kyk het na die alternatiewe uitkyk op liefde. Almal sing altyd van hoe goed dit is en hoe pragtig dit is en nie dat dit nie dit is nie, maar ek dink daar is ander Daar's 'n maniere om realiteit daarna ook. te kyk. Ja, en ek dink dit is wat ons probeer skep het met hierdie liedjie. Maar dit pas nou eintlik baie mooi in by wat ons nou gesê het van die beste musiek kom partykeer word nie noodwendig geskryf uit 'n positiewe ervaring nie, want dit verseker. laat jou dieper delf in jou emosies in. En dis 'n interessante konsep, nê, as mens hard probeer om by mekaar te wees, 'n paartjie, wanneer is die punt wat 'n mens moet ophou probeer en ophou gee en sê luister, dit put nou meer uit my uit as wat ek daarin kry en let's call this quits. Nee, en dit spreek seker dit ook tot 'n mate aan. Verseker. Ek dink nie daai is 'n vraag wat 'n mens noodwendig kan antwoord nie. Maar die vraag wat die liedjie vra is nog steeds juist daai wanneer en hoe hard is jy bereid om te probeer. Ja. En ons sing in die tweede versing van die liedjie sing ons ken al vir Dani van Spoegwolf. Dis nou die vergelyking wat ons daarvan aftrek en sê en hy sê ek is beter af sonder hierdie verhouding byvoorbeeld. En dan die antwoord daarop is maar wat maak dit saak wat ander mense daarvan dink? En op die einde van die dag is dit die boodskap jy moet besluit en dit is net jou keuse. Ja, en jy moet jou grense stel. Verseker. Nee, Presies. dis iets wat al hoe meer in vandag in die sielkunde 'n ding is. As jy nie goeie grense het nie, dan gaan jy aanhou probeer ten koste van jouself op die einde. Presies. Nee. En dit is my so lekker om te sien dat julle nou hier sit en daardie grense wat julle gestel het vir julleself om te sê ons wil ons grense verbreed, nee, wat die musiek betref. Ek dink julle was ook deel van Battle of the Bands op 'n stadium en die teleurstelling wat mense kry van okay, dan gaan ons nie deur na 'n finaal toe nie, Ja. nê? En dan op die ou end kan 'n mens sê, ja, maar ek het nog steeds op die geel bank kom sit op die groot ontbyt. Verseker. En ek maak dit, ek stel my grense verder en verder en verder. Watse raad sal julle aan jong mense gee? Wat ons het nou jeugdag gevier gister. Jong mense wat ook in musiek in wil gaan, wat ook 'n band wil hê en wat dit nie altyd die eerste keer maak nie. Wat sê mense vir so iemand? Ja. Ons het nou nie om te simpel te wees, maar ons het keer op keer al probeer om op te tree en dan is dit 'n slegte optrede en daar's mense wat nie van ons hou nie en hierdie liedjie het nie so lekker geland nie en dit hou net ja, dit is nie 'n maklike journey nie want dit is so 'n subjektiewe ding, maar op die einde die raad dink ek is net soos dit moet gaan oor die musiek. Dit moet gaan oor die liefde vir dit en as jy dit kan behou, dan gaan jy aanhou probeer en dit gaan nie gaan oor was hierdie nou die beste performance ooit nie. Dit gaan nie gaan oor het ons liedjie nou 1 miljoen streams nie. Dit gaan oor Precies. ons het musiek daar buite gesit en dis wat ons wou doen. En dis die liefde. Ja. Die liefde wat jy het daarvoor. Ja, en verseker. ek dink dit help ook baie dat jy 'n backdrop het of 'n basis van 'n ander vak wat jy geswat het waarop jy ook kan terugval en hierdie aan die al van die kant doen totdat hy dalk eendag oorneem, maar dat dit nie jou one and all is nie. Ja. Nee. Verseker. Nee, definitief. Ag en ek dink
Niks in die lewe kom regtig maklik van aard nie. Partykeer is mens gelukkig, maar dit vat maar harde werk en dit vat toewyding. So vir jou om 2-3 jaar, ek bedoel ons het hierdie band begin in 2023 terwyl ons nog geswat het. So vir ons voel dit lank partykeer. Is al 2 jaar, maar eintlik is dit nog niks nie. Ons het nou eers ons tweede liedjie vrygestel. So ek dink die raad sal wees hou net aan probeer. Daar's niks wat dit gaan vervang. Maar ons sien uit na liedjie nommer 3 en 4 en alles wat nog verder gaan gebeur en ons sien uit om nou regstreeks te luister na Keer op Keer. Dankie dat julle kom kuier het. Ongelooflik baie dankie vir die voorreg. So gesels Johanko en Marjorie Jacobs hierso van Nikotien bly ingeskakel vir Keer op Keer.